Goeiedag, ek is Dr. MC Reders van Dr. MC Reders Education Pty Limited. Ek wil baie graag u leerders by u skool en die ouers en onderwysers kom bemagtig met my hoogs effektiewe studie en eksamen tegnieke kursus. Dit is slegs 'n 2-ure kursus, R270 per leerder. Elke leerder sal so 'n 40 bladsy handleiding ontvang van my as hulle in die klas van die saal kom of het ook 'n opsie van aanlyn met Teams. Want as die skool in die areas van Gauteng kom ek in persoon self. As dit verder weg is, doen ek dit online via Teams, né? En dit kos 'n bietjie meer met Teams, want dis nou die data wat gebruik gaan word. Al die briewe is hier onder vir aangeheg, al die inligting ook hier onder. So hierdie kursus, onthou alle onderwysers en ouers woon gratis saam by. Geen koste vir onderwys nie. Dit gaan oor die bemagtiging van Suid-Afrika. So wat leer ek vir die kinders in daai tyd? Ek leer vir kinders na 2 ure om te leer vir ons leerstyle. So ek ook blokkies hierso wil gaan invul watter leerstyl pas by hulle. Ek leer om te leer vir ons kinestetiese leerders, die kind wat baie besig is. Daai kind kan stil sit net vir die tydperk wat hy moet leer. Ek leer hoe lank moet jy stil sit, hoe lank moet jy beweeg, hoe lank moet jy weer leer. So hierdie kind word leer presies hoe moet hulle ontslae van energie, die brein kan fokus. Dan gaan na die taktiele kind toe. Dis kan altyd speel met 'n pen. Partykeer tik so, hulle klik die pen heeltyd so. As hulle 'n A4 bladsy leer, sal hulle 50 minute vat om 1 bladsy te leer. Nie ek wat so sê nie, navorsing bewys. Ek vat die pen weg, ek gee vir 'n ander tegniek om te gebruik. Hulle gaan ontslaa raak van energie in hulle liggaam, maar hulle brein sal 100% fokus. Hulle sal 'n A4 bladsy leer in 25 minute of minder. Navorsing bewys. Jy leer by skool, my liewe span wat bestuur is. Die kinders gaan dubbel soveel leer in helfte die tyd. So iets wat die kinders 5 ure gevat het, gaan hulle 2,5 ure vat. Iets wat hulle 4 ure vat, gaan hulle 2 ure vat. Iets wat 3 ure vat, gaan 1,5 vat. So ek gaan die tyd nou vir die kinders heeltemal halveer. Hulle gaan dubbel soveel leer maar helfte die tyd. Fantasties. Hulle liefde, hulle gemaklik dit leer. Dan kom die derde leerder, die visuele leerder. Ek gaan leer om hulle kleure te leer. Dadelik gaan hulle punte met 20% verhoog. Dan leer ek ook die visuele leerder, onthou hulle oë se sterkste sintuig. So hulle aandag word maklik afgedwaal. Dan dink hulle aan 'n lekker goed, né? Hulle fokus nie op die onderwyser nie. Ek gaan leer om goed te fokus in die klasroom. Dan is daar die vierde leerder, die auditiewe leerder. Ek gaan leer hoe om hierdie auditiewe tegniek net te gebruik, wat hulle baie maklik gaan help om te memoriseer en te herroep. Dan is daar die 5de leerder, die logiese leerder. Daai leerder het 'n sekere orde. Elke oggend word hulle wakker, sê ons gaan badkamer toe, ons kom kamer toe, nou trek hulle aan. Eers my kouse, dan my broek of my romp, my hemp, my trui, my baadjie, my das, my skoene. Gaan nie kombuis toe, eet ontbyt, neem hulle kos, sit in 'n tas, tjoep, daar gaan hulle skool toe. So elke oggend selfe rotine. Hulle besef nie eers sy doen dit nie. Dit beteken dat 'n logiese brein. Daai brein soek A, B, C, 1, 2, 3. Hulle soek 'n orde. Ek gaan vir u leerders by u skool leer. Hoe gaan hulle so maklik nie al hulle wiskunde leer in 'n sekere manier, maar hierdie tegniek is fantasties vir die logiese brein. Jy gaan nie glo die punte gaan verbeter nie. Ek gaan vir die leerders leer hoe gaan al die leervakke, geskiedenis, geografie, wetenskap, al daai baie feite vat en maklik leer met 'n logiese brein en maklik kan memoriseer en herroep. Ek waarborg sukses. Hierdie logiese kind link ook dadelik met die emosionele kind. Jy weet die leerders in die skool, party kinders kry slegte by, hulle raak aggressief, hulle raak baie kwaad, nee, slegte by. Ander dae het hulle weer die emosionele by. Hulle huil, hulle kan nie help nie. Hulle kry elke nou en dan. Hierdie leerders gaan baie swak vir akademies. Dis nie goed vir akademiese prestasie nie, want die emosie bly 24 uur met die leerder. En elke nou en dan gaan dit opkom in die gedagtes, die kind gaan aan dit ding en dan gaan die kind totaal gooi. Die kind se punte lyk so: 80, dan is daar 'n 60, dan sê hulle 70, 'n 50, 'n 70, 'n 60. Hulle gaan op en af soos 'n golf, want hierdie emosies veroorsaak dit. Ek gaan die leerders by die skool leer hoe gaan onmiddellik alle emosies nie sonder beheer bring dadelik nie en dadelik begin fokus. Hulle gaan dadelik kan inneem en ek gaan nie glo nie hoe maklik gaan hierdie kind se punte weer verhoog nie en bly by 50, bly by 80, bly by die 90 waar hulle moet bly, want hulle gaan die emosies onder beheer bring en die brein gaan dadelik fokus, dadelik onthou wat om te skryf. Hulle gaan nie afdwaal nie. Ek gaan u wys. En onderwysers wat bywoon, gaan nie kan glo die maklike tegniek wat ek hulle leer nie en gaan ook kan toepas in hulle klasse. As ek klaar is met al die leerstyle, gaan ek aan 'n begripstoetse toe. Ek gaan hulle leer om begripstoetse maklik te antwoord. Ek het ook hierdie boek saamgestel met 35 Afrikaanse en Engelse begripstoetse in vir al die grade van graad 4 tot en graad 12. Onthou, voor die tyd gaan die leerders hierdie begripstoetse kry as dit dalk gaan wees in 'n sessie, nee, maar as die leerders gaan doen met my in persoon, gaan dit binne kry in hierdie handleiding wat hulle ontvang. Nou werk ek met hulle met tegniek, leer vir hulle om die tegniek toe te pas, dan oefen ons dit ook met die begripstoets in die boek. Onthou, hang af van die vlak van die kind, nee, op daai vlak is die begripstoets hier binne in. So die kind gaan nou maklik doen op die vlak van die leerder, hè? En dan doen hulle
dit saam met my, die tegniek oefen saam met my, ek leer ook hoe moet hulle oefen by die huis, en hoe gaan hulle toepas in die toetsexamen, want afdeling A is gewoonlik nie begripstoets, en wat presies moet hulle antwoord. Die punte van die kinders wat hierdie bywoon, se Afrikaans en Engels en Zulu talepunt, gaan onmiddellik, gaan verhoog van 'n 50 na 80, 90 toe onmiddellik, ek waarborg sukses. Dan leer ek die kinders, hoe gaan hulle vraestelle antwoord reg. Vraestelle gaan ook vir hulle wees in die boek gedruk, of anders gaan gestuur word online in die handleiding. Hierdie vraestelle gaan voor hulle wees. Dan gaan die kinders leer om 'n vraestel maklik te antwoord. So ek wys vir hulle sekere stappe wat jy moet volg en waarvoor moet jy uitkyk. Dan toets ons ook met die vraestelle voor hulle, gaan dit kan doen. Almal gaan my sê, wat moet ek doen? Het ek hierdie gedoen? Het ek dit gekyk? Het ek dit gedoen? Het ek gekyk? 'n Leerder gaan nooit weer vraag met sy interpreteer nie. Hulle gaan presies weet om te antwoord. Dan leer ek hulle, hoe gaan jy baie maklik leer met opsommings, want ons leer nie om op te som nie. Ek leer hulle, hoe gaan hulle leer met akronieme? Hoe gebruik hulle 'n vanwoord soos Dr. Pak en weet die D staan vir feit, die P en dan die D van die woordjie staan, die R staan vir 'n woord, die P, die O en die C. Elkeen van daai vanwoord staan vir 'n sekere feit. En maklik om hierom te onthou. Dan gaan ons 'n lekker week en ons kom terug. Dan leer ek vir die leerders online of in persoon. Na 10 minute wys ek hulle hoe maak ons flitskaarte in persoon en ook online. Wys ek hulle, hoe kan jy dit maklik maak met 'n rekenaar ook. Dan dis die maklikste manier om te leer. Dit is bewys met navorsing. Flitskaart maklikste manier. Leer wat nie van leer hou nie, gaan met 'n flitskaart. Dan wys ek hulle hoe werk ons 'n geheueboom. So geheueboom wys ek hulle hoe vat ons nou 10, 20 bladsye se feite op een enkele bladsy. Baie maklik. Ek leer hulle hoe om 'n A+ kaart te gebruik. Op hierdie 1 A4 bladsy leer ek om 200 feite in 5 minute te plaas. Dan vat ek in ons up the game. Ek wys hoe moet jy 480 feite op een enkele bladsy. Hoe maklik is vir die leerder om hierdie baie inligting te vat en dit maklik te verminder, maklik te maak om memoriseer en maklik om te herroep in die toets. Die kinders hou baie hiervan. Maak 'n nuwe wêreld oop en die punte verhoog onmiddellik. Dan wys ek ook vir leerders hoe kan hulle Romeinse kamer gebruik. Baie leerders, omdat hulle visueel baie sterk is, kan hulle prentjies en in stories dink. En dit help hierdie kind maak 'n nuwe wêreld oop vir onthou. Kennis is mag. As die kind nie die kennis het nie, kan hy toepas nie. Maar nou sien die kind, hier's 'n ander geleentheid, ek kan dit makliker gebruik. Dit werk vir my. So ek leer vir hom dit te gebruik, om prentjies en in stories te dink. Ek wys hulle ook hoe moet hulle 'n rooster gebruik. Baie leerders weet nie hoe om te leer nie. So hulle leer nie lank voor die tyd nie. Nee, aan voor die tyd. Resep vir disaster. Lank voor die tyd. Oor en oor, resep vir sukses. Ons vat die rooster, ek wys hulle presies hoe lank voordat hulle begin leer, hoe sit hulle dit in 'n rooster en hoe werk hulle deur 'n rooster. Ek waarborg vir sukses. Dan leer ek ook die leerders hoe gaan fantastiese kreatiewe skryfstukke skryf. So kan dit creative writing pieces, baie goeie mondelinge en baie goeie toesprake en ook de speeches. So ek leer hulle hoe kan 'n fantasties in 5 minute vat ek hulle Afrikaans en Engelse punt van daai 50, 60 net so na 80, 90 toe. Die leerders kan nie glo hierdie tegniek wat ek leer nie. Al hulle toesprake, al die kreatiewe skryfstukke gaan onmiddellik beter wees. En hulle sê almal, wow, dis so maklik. Ja, maar kennis is mag. As ons nie die kennis het nie, kan ons nie toepas nie. Sodra dit weet, gaan onmiddellik dit begin doen. En jy gaan nie glo hoe hoog gaan die punte wees in die tale nie. Laastens wys ek vir die leerders hoe kan 'n baie goeie tydbestuur toepas, want dit is baie noodsaaklik. Anders procrastinate hulle doen nie werk nie en moet kan doen wat hulle moet doen per dag. So ek leer hulle dit laastens. So asseblief, baie goeie geleentheid vir die leerders by u skool om hierdie hoogs effektiewe studietegnieke kursus by te woon in persoon en dit is maar slegs R270 per leerder. As dit online is, bietjie meer vir die data, maar onthou ek doen met Teams. Anderster is daar ook die ander opsie wat jy onder vir ek ingesit het. Die een waar jy spesialis in die klas inbring. So ek is spesialis en onthou onderwyser bespreek net een periode. Net vir 25 minute lank gaan ek die kinders kom bemagtig. So onderwyser bespreek, kom ons sê, hy bespreek 'n begripstoets sessie, Dis Afrikaans of Engels onderwyser. Hulle bespreek dit, voor die tyd gaan hulle hierdie begripstoets op die vlak van die leerder van 'n graad kry, gaan gestuur word vir onderwyser aanlyn. Elke leerder van die 30 leerders in die klaskamer gaan 'n klein strokie terugbring na die skool toe met R100. So 20 leerders in die klas of 30 leerders, hoeveel leerders in die klas ook al is 15 leerders, betaal die onderwyser die geld in. Dan daai periode kom ek, onthou in die klas, die onderwyser klaar afgerol vir elke leerder. Gee vir elkeen 'n werkkaart, soos hulle in klas gaan sit en dan skakel sy my met Teams en ek skakel ons kom dadelik in met mekaar. En daar is ek op die rekenaar op die Proxima en die kinders sien onmiddellik. Ek leer vir die tegniek so maklik in afhangende van my sessie, maar dan gaan ons ook nou oefen dat ek geleer het met die begripstoet wat voor hulle is, gaan ek die tegnieke oefen en verwys moet hulle oefen by huis en moet hulle 'n vraestel antwoord. So alles gaan voor hulle wees en gaan wel maklik dit leer. Maar die onderwyser wat insit in die klas nou saam met hulle, daai onderwyser gaan nou nuwe kennis opdoen en dan na hierdie sessie gaan daai onderwyser vir
al hulle klasse maklik hierdie weer kan leer, oor en oor en oor. Maar onthou nou, dis intellectual property dis alles wat intellectual property, so die onderwyser kan nie gaan en vir al onderwysers op die skool het net leer maklik deur een sessie te doen nie. Elke klas moet dit apart bywoon en dan die onderwyser met daai klas dit aanhou toepas. Maar elke klas woon dit apart by saam met my. Ek bemagtig die klas in een periode. Ek het my navorsing wat ek gedoen het oor see en hierso by ons in Suid-Afrika is hierdie die maklikste en die beste oplossing. Dis innoverend, dit is uiters bemagtigend en hierdie is groundbreaking ook, dis wat ek gevind het. Asseblief indien moontlik, laat die onderwysers inskryf vir hier, laat hulle my kontak en net 'n een periode sessie doen. Een periode is al wat vat, maar dit gaan die punte by die skool verander. Dit gaan die leerders se punte verander. Dit gaan vir u beter resultate beteken en ook die leerders bemagtig vir lewe. En dan miskien die onderwyser gaan en dalk die eksamentechniek met my bespreek. Onthou, hang wat 'n vak, hang wat 'n graad. Voor die tyd gaan die leerders weer 'n vraestel ontvang in daai vak, onthou, in daai taal wat ook aan die onderwyser wil bespreek voor. Dis die vraesteltechniek. Ek leer die tegniek vir die leerders weer. Ons skakel in online om dadelik in die klas ek 5 minute op die Proxima, op die komputerskerm is ek daar by die rekenaar. Nou doen ek vir die tegniek, ek leer om dit te antwoord en dan oefen hulle ook die vraestelle saam met my reg. En ek leer vir hulle waarvan moet kyk en ek gaan nooit weer vraag met sy repeteer nie. En dan die derde opsie wat is, onthou, dis die tegnieke opsie, want ons leerders weet nie om op te som nie, om baie feite saam te vat en te memoriseer nie. Gaan die sessie bespreek met my vir waar ons gaan en die 200 feite tot 480 feite op een enkele bladsy sit. So een periode word net bespreek, elke leerder betaal net R100 vir daai sessie wat by daai onderwyser is nie. Sê maar as geskiedenis of geografie, voor die tyd stuur ek vir die leerders die inligting, onthou. Hulle gaan op hulle vlak in hulle graad oor vulkane, oor planete, wat ook al die onderwerp mag wees, gaan alles voor lê. Dan wys ek hulle, hoe gaan ons dit plaas op een bladsy? Hoe gaan ons dit memoriseer? En hoe gaan ons dit weer gee toets en eksamen? Baie maklik, maar ek bemagtig die leerders. Kyk eens van die 3 opsies. Ek voel dat die opsies was die beste opsies nog ooit, wat ek vir al die leerders oor Suid-Afrika geleer het, en tot dusver meer as 40.000 leerders so bemagtig, en met reuse sukses. Dan staan 'n laaste opsie, wat ek ook onderaan vir geplaas het, is die onderwyseropleiding. Onderwysersopleiding is baie maklik om te kom doen vir die skool, in persoon of aanlyn. Onthou, ek is ook 'n SAGE geregistreerde verskaffer. So, my kursus wat self uitgewerk het, is 50 SAGE-punte werd. Elkeen van 10 onderwerpe het elkeen 5 SAGE-punte. Jy kan net bespreek vir die wat jy in belang stel. Onthou, kyk na die begroting. Ek is ook onderhandelbaar vir onderwyserkursusse. Dit gaan oor om Suid-Afrika te bemagtig, om die onderwysers te help, om dadelik 'n struikelblok tot leer aan te spreek, en net hy verder gaan nie, onmiddellik te adresseer en self te doen. Ons het nie opvoedkundige nodig dan vir dit nie, want die onderwys kan dit self aanspreek. En hierdie hele kursus is baie gebaseer op opvoedkundige sielkundige veld, wat onderwysers nooit geleer het, terwyl hulle gestudeer het om onderwyser te word nie. Ek vind onderwysers wat alreeds 30 jaar skool hou, het nie van dit geweet nie, maar leer dit dan, en onmiddellik pas dit toe, en groot verskillende klas onmiddellik. Asseblief kyk na al die opsies hieronder, en ek sien uit om van dit te hoor. Ek is so bly dat jy die tyd geneem het om te luister na hierdie kort inhoud, want ek voel as jy na dit luister, maak dit makliker sin, en jy kan sien weg oop sien, kan ons hierdie doen in 'n 30 minute periode, kan ons dalk doen in 2 ure sessie, of wil ek my onderwyser bemagtig. Baie dankie vir die tyd. Baie dankie dat jy die onderwerp onder ook lees en net na dit kyk. Ek waardeer die tyd en ek sien baie uit om van u te hoor met 'n bespreking. Baie dankie vir die tyd en 'n mooi dag vir u verder.